Geliefdes, goeiemôre. Geliefdes, kom ons sit so en dan bid ons saam. O Here God van liefde, o Here God van barmhartigheid, van genade, van vrede, van wysheid. Here, dankie dat ons in U naam by mekaar kan wees as 'n gemeenskap van gelowiges, as broers en susters, mense wat nie die lewe alleen wil doen of hoef te doen nie. Mense wat bewus is van hoe wonderlik ons saam wees kan wees, wanneer ons dit doen, omdat dit gaan net oor U. Ons sing en ons bid, en ons bely in ons lewe, omdat ons wil lewe vir U, soos U van ons vra. En ons struikel en ons sukkel, en ons maak foute, en U ontmoet ons weer, en sê, kom ons probeer weer, kom ons gaan weer aan. En ons dwaal weg en ons vergeet, en dan sê U weer, welkom vanoggend in my teenwoordigheid. Kom ons gaan weer. Here, mag ons vanoggend, wanneer ons uit die woord uit lees, iets nuuts hoor, mag U Gees met ons werk tot ons spreek. Dankie dat ons dit kan vra in U naam. Amen. Geliefdes, vandag is die Sondag van Verheerliking. Die Sondag van Verheerliking gebeur elke jaar op die laaste Sondag van Epifanie. Nou, Epifanie het ons al oor gepraat en probeer verduidelik en regtig wil hê dat julle moet verstaan waar Epifanie gaan, oor die openbaring van Jesus. Jesus wat homself aan ons kom openbaar het en hom vir ons kom wys het. Kom wys het wie Jesus was en wie Jesus wil hê ons moet wees. En vandag op die laaste Sondag van Epifanie praat ons oor die verheerliking van Jesus, voor ons nou in die lydingstyd ingaan. Woensdag is as Woensdag, en ons het 'n diens 6uur, wat ek jou regtig sal wil uitnooi om na heen te kom. Dis nie 'n noodwendige diens wat ons vreeslik goed ken nie, so juis kom kyk en begin die lydingstyd saam. Maar hierdie Sondag voor lydingstyd begin, praat ons oor die evangelies wat vir ons kom wys van die gedaanteverwisseling van Jesus op 'n berg. En aan die einde van die lydingstyd praat ons ook van die verheerliking van Jesus op 'n berg. Dit is nogals interessant dat die lydingstyd so omarm word deur 'n bergverhaal van Jesus aan die begin en aan die einde om iets van sy heerlikheid te kom wys. So, die Sondag van Verheerliking. Kom ek lees uit gou vir jou Lukas 9, die verhaal, en dan probeer jy nou onthou of jy dit onthou en wat daar gebeur het. Omtrent 8 dae nadat Jesus hierdie woorde gesê het, het hy vir Petrus en Johannes en Jakobus saamgeneem, die berg op om te gaan bid. Terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig anders geword en sy klere skitterend wit. Skielik was daar 2 manne wat met hom praat, dit wat was Moses en Elia. Hulle het in hemelse glans verskyn en met hom gepraat oor sy uittog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Petrus en die ander het intussen vas aan die slaap geraak en toe hulle wakker word, sien hulle die hemelse glans van Jesus en ook die 2 manne wat by hom staan. Toe die manne aanstaltes maak om van hom af weg te gaan, sê Petrus vir Jesus, Here, dit is goed dat ons hier is. Laat ons 3 hutte bou, een vir U, een vir Moses en een vir Elia. Hy het nie geweet wat hy sê nie. Terwyl hulle nog praat, kom daar 'n wolk en gooi sy skaduwee oor hulle, en toe die wolk hulle insluit, het die disippels bang geword. Daar kom toe 'n stem uit die wolk wat sê, dit is my seun wat ek uitverkies het, luister na hom. Toe die stem praat, merk hulle dat Jesus alleen daar is. Hulle het hieroor stil gebly, en daardie tyd vir niemand anders vertel van dit wat hulle gesien het nie. Interessante deel om te lees van Jesus se verheerliking. Matteus en Markus vertel ook vir ons van hierdie verhaal. Hierdie verhaal van God se verheerliking, van God se heerlikheid. Jesus, God se heerlikheid word op verskeie maniere in die Bybel aan ons beskryf, verduidelik. Sy grootheid, sy majesteit, sy volmaaktheid, die skittering van 'n helder lig wat uit hom straal. Dis 'n lof wat bo woorde is. Nou die psalms is vol van dit, ook mense wat probeer om die heerlikheid
dit wat ons amper nie kan sê nie, te verwoord. Hulle probeer ons help daarmee. Om vir ons 'n manier te gee om die grootheid, die heerlikheid, die krag en die mag iets half te verwoord of iets met dit te doen. Want hierdie heerlikheid van God is iets waarna ons as mense smag, om deel te wees van hierdie heerlikheid. Dis een van seker die wonderlikste dele van gelowig wees, van deel wees van 'n gemeenskap van gelowiges, is waar ons deel kan hê op 'n dag soos vandag aan die heerlikheid en die krag wat daar is in God. Ons probeer natuurlik op allerlei maniere in ons lewe goed inbou om ons te help om die heerlikheid van die Here te ervaar. Geloofsdissiplines wat ons deur die lewe moet help om meer bewus te wees in ons alledaagse lewe van die heerlikheid en die grootheid, die wonder en die mag van God. En dit gebeur nie altyd nie, ons sukkel daarmee. Ons is nie altyd so in tune met dit nie. Baie keer as ons op 'n Sondag bymekaar kom, dan kom ons met die verwagting dat dit sal gebeur. Dat ons in hierdie oomblikke van stil staan en stil word, iets van die Here se heerlikheid sal beleef. Dat die Here se heerlikheid ook na ons toe sal neerbuig en ons kom aanraak. Wat 'n wonderlike gebruik is dit nie, om kerk toe te kan kom, in die hoop en geloof, dat dit met ons kan gebeur nie. Nou ek wil graag hê dat ons vandag vir 'n paar oomblikke moet praat oor wat nou as hierdie heerlikheid na ons toe kom en ons beleef dit en ons ervaar dit. Hierdie verheerliking van God se nabyheid na ons toe se neerkom, na ons toe. Wat gebeur as dit gebeur? In die Nuwe Testament sien ons nou hierdie interessante storie, hierdie verhaal, hierdie wonder wat gebeur, en dan dat hulle vir niemand daarvan vertel nie. Nou in die Ou Testament ontdek ons ook 'n baie interessante verhaal oor wat met iemand gebeur wanneer hy die lig van die heerlikheid in ontmoeting met God beleef. Ons lees dit in Eksodus 24. Toe hy van Sinaï berg afgaan met die 2 plat klippe in sy hand, die klippe waarop die getuienis was hy nie daarvan bewus dat sy gesig blink geword het terwyl die Here met hom gepraat het nie. Toe Aaron en die Israeliete opmerk dat sy gesig blink, was hulle bang om naby hom te kom. Eers toe Moses hulle nader roep, het Aaron en al die leiers van die volk na hom toe gekom en hy het met hulle gepraat. Daarna het al die Israeliete nader gekom en hy het hulle alles beveel wat die Here vir hom op Sinaï berg gesê het. Toe Moses klaar met hulle gepraat het, het hy sy gesig met 'n doek toegemaak. Wanneer Moses na die Here toe gaan om met hom te praat, verwyder hy die doek tot na sy terugkoms. Wanneer hy van die Here af terugkom, sê hy vir die Israeliete wat die Here hom beveel het. Wanneer die Israeliete sy gesig sien blink, trek Moses die doek oor sy gesig, totdat hy weer met die Here gaan praat. Ons skrifgedeelte begin by die 2de keer wat Moses van Sinaï berg afkom, met die wet wat op die kliptafels geskryf is. Simbool van die verbond tussen God en sy mense. Die eerste keer toe hy afgekom het hy die Israeliete aangetref waar hulle die goue kalf aanbid het, en op hierdie manier die verbond wat daar was tussen die volk en God verbreek. Moses was kwaad en hy het ingetree vir die volk. En as gevolg van hierdie goue kalf, wou die Here eers nie verder saam met hulle trek nie. Hy het net 'n engel gestuur om by hulle te wees. Maar nou begin ons saam lees en ons lees van 'n ontmoeting weer eens met God. 'n Ontmoeting wat anders is, wat anders eindig. Vers 29, die eerste keer toe Moses van die berg af gekom het hy verwerping gekry, chaos gekry. Die tweede keer wat Moses van die berg afkom, kom hy af en ontvang aanvaarding en agting. Hierdie boodskapper van God in Moses word herbevestig. Hierdie eer wat hy het om God se boodskapper te wees, word weer daar gestel. En wat is die teken van dit?
'n gesig wat straal, 'n glans op sy gesig. Nou dis interessant want in die kommentaar is daar verskillende opinies en idees oor hierdie betekenis van Moses se gesig wat blink. In die Hebreëus word die woord blink, die woord wat in Hebreëus gebruik word vir blink, het dieselfde woorde, dieselfde wortels as die woord vir horings. En dit het daartoe gelei dat in die Latynse Bybel dit met horings vertaal is. So as jy gaan kyk na Michelangelo se Moses beeld, dan het Moses horings op sy kop, in plaas van 'n stralende gesig. Nou hierdie spesifieke woord is heel moontlik gebruik om iets blink wat apart is van sy gesig aan te dui. Dis meer soos 'n weerkaatsing, 'n eksterne lig wat op hom geskyn het. 'n Lig waardeur Moses se gesag in God herbevestig word. En God se heerlikheid is so sigbaar op Moses se gesig. Hierdie heerlikheid wat hy gesien en beleef het, word in sy gesig uitgestraal. Dis hierdie teken van 'n intieme ontmoeting, 'n wandel met God. Dis 'n bevestiging dat God hom nooit sal verlaat nie. En dat hy so teenwoordig is by hulle op hierdie reis van hulle. Kan jy jou indink, wat is die nadraai van daai ontmoeting met God? Kan jy jou indink dat dit die nadraai is van iemand se ontmoeting, dat sy hele gesig blink? Maar hierdie blink van Moses se gesig het op verskillende mense verskillende uitwerkings. Die ander mense wat dit gesien het, die ander mense se nadraai van die ontmoeting, maak hulle bang. Aaron, die Israeliete se eerste reaksie was vrees. As God werk, dan kan daar vrees op die toneel verskyn, nie waar nie? Veral omdat hulle mos nou kan onthou wat die vorige keer gebeur het. Hulle weet, as Moses terugkom, dan het hy ontmoeting met God gehad en nou is hulle bang. Eers nadat Moses met hulle praat, voel hulle veilig. En Moses dra die bevele wat God aan hom gegee het aan hulle oor. En op hierdie manier word hulle verantwoordelik vir die onderhouding van hierdie bevele. En so sien ons hoe Israel se verbond met God herbevestig word en hoe hierdie nuwe riglyne vir hulle lewe ingestel is. Hierdie kliptafels wat hy vir hulle bring is 'n teken van God se trou ten spyte van hulle ontrou. En dan lees ons verder, Moses het sy gesig toegemaak. Daar word nie pertinent gesê hoekom nie, daar word wel net aanvaar dat hy nou nie meer mense wou bang maak nie. Sy gesig wat hy met hierdie doek toemaak as hy klaar met die Here gepraat het. Ek sê weer, God se heerlikheid word dikwels vir ons in die Bybel beskryf. Sy grootheid, sy mag, sy majesteit, sy volmaaktheid, die skitterende lig wat uit hom straal. Hy blink van lof bo woorde. Hierdie heerlikheid wat na vore kom wanneer dit afbuig na ons toe, in liefde en warmhartigheid, hierdie lig wat na ons toe kom omdat hy 'n bemoeienis het met ons. En geliefdes, net soos hy na Moses toe afgebuig het, net so hy die verbond met die volk gaan herstel het, net so gaan ons sy unieke afbuig en verbond ook met ons in die 40 dae wat kom vier, herdenk. Jesus se afbuig en saam wees met ons. Dit is presies hoe die geskiedenis van God van die begin van skepping af tot vandag toe is met mense. Keer op keer is ons as mense maar mense en doen verskillende goed en neem verskillende afdraaipaaie en God daal tot ons neer. Weer en weer kom hy na ons toe. En dit is juis in hierdie ontmoetings wat ek wil hê ons vir 'n oomblik moet by stil staan. Ons ontmoeting met die Here, ons oomblikke van op die berg wees saam met die Here, oomblikke waar ons harte bewus is van sy teenwoordigheid, waar die lewe en die evangelie sin maak, wanneer ons iets hoor van sy heerlikheid. Wat gebeur daarna?
in die Nuwe Testament lei Jesus hulle teen die berg af na sy verheerliking terug na 'n gewone wêreld toe om sy arbeid van liefde en genesing en sy gewelddadige protes te gaan voortsit. Hy sê vir hulle, julle kan nie hier op hierdie berg bly nie. En dan eindig Jesus met 'n reël wat eintlik in 'n sekere sin 'n groot teleurstelling is. Moenie vir iemand gaan vertel wat hier gebeur het nie. Ek lees iemand skryf, Jesus kon dalk sê, moenie hierdie storie vir iemand anders gaan vertel nie, want miskien gaan hulle dink hulle verstaan wat dan gebeur het. En hulle gaan dink om net daarvan te hoor dalk goed genoeg is. Godsdienstige ervarings moet eerstehands beleef word. Ons kan dit nie net glo wanneer iemand anders daar praat nie. Vroeër of later gaan ons self teen die berg moet oploop en ons eie bergtop gaan sit en by die Here wees. Ons moet ons eie gedaanteverwisseling ondergaan. Ons moet self ook by die berg kan afstap na 'n gewone wêreld toe, op die pad van lyding en liefde. Op die ou einde is dit wat ons moet doen. Dieselfde wat met Moses gebeur het. Moses het hierdie intieme gemeenskap met God beleef. Die glans van God het op sy lig weerspieël. Daar's geen twyfel by die volk gewees dat hy in die heerlikheid van God gaan sit het nie en dat hy met gesag namens die Here praat nie. Eers wanneer hy sy gesig wegsteek, dan gebeur daar iets anders. Want hierdie bo-natuurlike lig van God op hom maak dat mense geen twyfel het oor sy ontmoeting met God nie. Nou wat ons hier sien vanoggend is hierdie twee verhale van verheerliking van God, deur verskillende mense in verskillende tye van ons geskiedenis. Hierdie verheerliking vind plaas op verskillende maniere, op verskillende plekke, maar die verhaal bly tog dieselfde. En wanneer ons nou in lydingstyd ingaan, kry ons 'n nuwe verhaal van verheerliking. Weereens gebeur dieselfde ding, dat die heerlikheid van God bied transformasie. Die heerlikheid van God word mense se heerlikheid. En voor enige iets moet dit eers gebeur. Met ons gebeur. Voordat ons iets van Jesus kan deel, iets van God kan vertel, moet ons eers ons moment hê van in God se teenwoordigheid wees. Moet dit met ons werk? Moet dit ons transformeer? Moet die heerlikheid ook op ons gesigte straal? Moet dit ook ons uitkyk op die lewe verander? Moet dit ons manier van dink en doen verander, voor ons enigiets anders kan doen? In my voorbereiding vir die preek het ek heelwat kommentare oor die betekenis van hierdie dae gelees. En die verhale wat meestal op hierdie Sondag vertel word, is van mense wat vertel hoe hulle transformasie in hulle eie lewens beleef. Hoe die heerlikheid eers op hulle eie harte moes kom lê. Hoe die heerlikheid eers hulle eie gesigte moes kom verander. Want dis wat heerlikheid doen, dis wat God se verheerliking doen. Dit verander, dit transformeer. Ek dink aan daai Afrikaanse lied, sprokie vir 'n stadskind, wat met daai bekende lirieke begin, gesigte, drome, name is deur die wind verwaai. En op 'n manier laat dit my dink aan die heerlikheid van God, wat by magte is om gesigte en drome en name te verander. Die heerlikheid van God is by magte om mense se identiteit te verander. Dis mos 'n ou vraag hierdie, kan iemand regtig verander? Is dit regtig moontlik? Nou as ons in die heerlikheid van God glo, wat mense se gesigte en drome en name verander, dan beter ons glo dat dit moontlik is vir ons om te verander. Dat daar goed in mense se lewens en gedagtes en maniertjies is wat kan verander. Dat my geneigtheid om te jok, my geneigtheid om te oordryf, om te ooreageer, dat dit toe al die tyd kan verander. Dat my selfbeeld of my afbreekende innerlike dialoog of my rasisme of seksisme
toe altyd nie deel van my identiteit hoef te wees nie. Want dit kan verander. Ek hoef nie dieselfde persoon te bly nie. Maar die transformasie wat daarin ander gebeur, soos wat ons in hierdie 2 verhale vanoggend gelees het, die transformasie wat daar in Jesus gaan gebeur in die volgende 40 dae, geliefdes, dis vir ons ook moontlik. Dat ons vanoggend die heerlikheid wat daar is in die Here, die kragtige werking van die Gees, dat dit ons kan verander, geliefdes, dis waar, dis evangelie. Dat ons vrees en hoop kan verander. Dat ons onvermoë in moed kan verander. Dat ons selfsug kan verander. Miskien selfs in diensbaarheid in kan verander. Dat ons moe lywe ook kan verander. En krag kry. En moed kry. En jong, vars gedagtes hier kan kry. Geliefdes, dit is wat vanoggend met ons kan doen. Heerlikheid wat wag op die berg van Jesus se teenwoordigheid. En dat hierdie ontmoeting met hom kan lei tot transformasie. Dat die heerlikheid wat wag in die Here se teenwoordigheid ook in ons eie persoonlike metamorfose kan lei. Sodat ons nuwe, vernuwende mense kan wees. Ek wil glo in die hoop van God se teenwoordigheid in ons lewe. Ek wil glo in die transformerende krag wat hierdie wêreld so nodig het in die teenwoordigheid en heerlikheid van ons Heer. Is dit nie waarvoor ons geroep is nie, om transformerende denkers te wees, om transformasie leiers te gaan wees. En dis wat Jesus doen en dis wat Jesus in hierdie tyd met ons kan doen. Hy kan in ons werk om ons te transformeer, sodat ons van die berg af kan gaan en ook ander transformeer. Dit is die grootste gawe wat God aan ons gee. Die krag om ander te help om te transformeer. Dit is die grootste geskenk wat ons kan kry om hulp te bied aan ander. Om op te tree as voorbeeld van Jesus met liefde, sonder oordeel, deernis en begrip. Om so gloeiend van liefde en genade en goedheid van God te wees, dat dit onmisbaar is vir mense rondom ons. Ek weet so baie van ons, en so baie opsigte beleef hierdie wêreld wat ly, wat seer het, wat sug. Ek weet ons ervaar elkeen op ons eie unieke maniere wêreld, waarvan ons soms wil wegkom. Maar my gebed is werklik waar, dat ons vandag en in hierdie lydingstyd waarin ons ingaan, in hierdie lydende wêreld wat ons is, tog iets van God se heerlikheid sal ervaar. Dat die heerlikheid van God so intens met ons werk, dat dit ons verander en transformeer. Selfs al verander die wêreld nie op hierdie oomblik nie. Maar dat dit wat ons verander, sal lei na transformasie, vanuit onsself na die mense rondom ons. As ons die nodige tyd in selfondersoek en selfstudie sal insit, dan sal ons bewus word van dit in ons wat moet verander en kan verander. Wanneer ons die nodige tyd neem om berg op te gaan en in die teenwoordigheid van die Here te gaan wees, dan sal ons bewus word van die feit dat ons, soos wat ek hierdie diens begin het, nie alleen is nie. En dat die Gees wat deur die geskiedenis heen mense help, ons ook sal help, maar ons sal help transformeer. Sodat die heerlikheid van God ook ons voorkoms en naam en identiteit, ons storie sal kom verander. Die manier hoe ons leef verander. Ons toekoms, ons drome, ons gesigte, ons name verander deur die heerlikheid van sy teenwoordigheid en mag. Amen.